Die ou tyding, hierdie lied is iets wat my altyd net bewus maak. Weet, ons is so geneig om goed na te soek en na te streef wat nuut is. Weet, die nuutste hype van die dag. Maar die kerk is genoegsaam om te weet dat hierdie boodskap is nou al vir 2000 jaar oud en word vertel en verkondig vir ons ouers, ons oumas en ons oupas tot in die vroeë kerk is die boodskap dieselfde. 'n Boodskap van hoop, boodskap van bevryding, 'n boodskap van geloof, want Jesus Christus is ons hoop. En ons verkondig niks en niemand anders as hom nie. En dit is my voorreg om dan vanoggend die boodskapper te wees, om net weer die boodskap te laat herklink in ons ore. Want dit is 'n soet klank. Dit maak iets wakker in ons, om herinner te word en mekaar te herinner aan die evangelie boodskap en woord. Ons woord vanoggend kom uit Handelinge hoofstuk 3 en dit is die teksgedeelte wat julle weet ons haas elke Sondag 'n teks wat hulle voorstel, so ek gebruik nou vandag se voorgestelde teks. Dit is 'n bietjie lank, maar dit is 'n bekende gedeelte en dit lees maklik. So ek wil julle nooi om saam met my te lees Handelinge 3 vers 1 tot, wel ek dink ek het gesê 20, maar ek gaan vers 21 ook bylees. Met die woord van die Here so voor ons, kom ons buig die hoofd, dan bid ons saam. Here, wat 'n voorreg is dit om vanoggend nuut op hierdie Sondagoggend te kom om te herontdek dat die graf leeg is en dat dit waar is dat Jesus Christus leef. En Here, om saam te bedink oor wat die implikasie daarvan is vir ons en vir die toekoms, vir die pad wat U mee besig is om te ontvou, die seels van oop te maak. Want Here, U werk, hoewel dit voltooi was aan die kruis, is U nog steeds besig om dit deur te laat voer en te laat leef, totdat alles en almal met U versoen is. En totdat daar volkome genesing is en heel gemaak word, dat die skepping, die skepping wat saam met die kerk sug na die volëinding, na die volmaaktheid, na die volkome, Here, dat dit alles vervul word. En daarna sien ons uit en daarom is ons deel en wil ons saam met U op reis gaan. Wil ons U volg as ons herder, wie se stem ons leer ken en onderskei, vir wie ons lief is, wat vir ons U lewe afgelê het. En daarom, Here, vertrou ons net U stem. Daar is soveel stemme vandag in die wêreld. Ons word gebombardeer, Here, met politici en nuusberigte en met mense wat allerlei idees het. Maar Here, dan filter ons, totdat ons die bekende stem hoor, die stem wat deur al die eeue heen weer klink, wat vir ons bekend is, waar ons tuis voel. Here, maak ons dan vanoggend opnuut sensitief, maak ons ore oop om te luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Handelinge 3. Die genesing van die verlamde. Op die 9de uur, as ek nou vertaal in vandag se taal, is dit nou omtrent 3 uur die middag, die 9de uur. Die uur van gebed was Petrus en Johannes na die tempelterrein op pad. 'n man verlam van sy geboorte af is daarheen gedra. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, bekend as Mooi Poort. In die Engels sê dit, die poort se naam is Beautiful. So is meer as net mooi, dit is 'n mooi, die poort se naam is mooi. Om by die mense wat die tempelterrein binne gaan, om 'n almoes te vra. Toe hy sien dat Petrus en Johannes op die punt was om die tempelterrein binne te gaan, het hy gevra om 'n almoes te ontvang. Petrus, vergesel van Johannes, het stip na hom gekyk en gesê,
kyk na ons. Hy het toe na hulle gekyk, in die verwagting om iets van hulle te ontvang. Maar Petrus het gesê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. En dan is dit 'n dubbelpunt om te sê, wat is dit wat Petrus en Johannes het, en wat hulle kan aangee? In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hy het hom aan sy regterhand gegryp en opgehelp. Onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring, regop bly staan, rondgestap en toe saam met hulle die tempelterrein binne gegaan. Waarskynlik vir die heel eerste keer in sy lewe wat hy saam ingaan deur Mooipoort in die tempelterrein. Terwyl hy loop en spring en God prys. Die hele volk het gesien hoe hy God loop en prys. Hulle het hom erken as die een wat by Mooipoort van die tempelterrein gesit het met sy oog op almoses. En hulle was vol verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Terwyl die man aan Petrus en Johannes vasklou, het die hele volk stom geslaan om hulle saamgedrom in die pilaargang, bekend as die pilaargang van Salomo. Toe Petrus dit sien, het hy die volk toegespreek: Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Waarom staar julle ons aan, asof ons hom deur ons eie krag of godsvreesendheid laat loop het? Die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het sy dienskneg Jesus verheerlik. Aan hom wat julle oorgelewer het en voor Pilatus verloon het, al het hy beslis dat hy vrygelaat word. Julle egter het die heilige en regverdige verloon en geëis dat 'n moordenaar vir julle begenadig word. Maar julle het die leidsman tot die lewe doodgemaak. God het hom uit die dood opgewek. Daarvan is ons getuies, soos ek net nou gesê het, die leë graf. Ons het self getuies, ons het gesien, Petrus, Johannes. Dit was op grond van geloof in die naam van Jesus, dat sy naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak het. En die geloof wat deur Jesus kom, het in julle almal se teenwoordigheid hierdie volkome genesing aan hom gegee. En nou broers, ek weet dat julle uit onkunde opgetree het. Let asseblief op daardie uitdrukking. Petrus se diagnose, kan mens eintlik as ware sê. Ek weet dat julle uit onkunde opgetree het, soos ook julle leiers. Maar op hierdie manier het God in vervulling laat gaan wat hy vroeër by monde van al die profete aangekondig het, naamlik dat sy Christus sou ly. Bekeer julle en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word en vanaf die Here self tye van verkoeking kan aanbreek. En hy die Christus wat vir julle aangewys is, kan stuur, naamlik Jesus. Die hemel moet hom verwelkom tot op die tyd van die herstel van alle dinge, waarvan God lank gelede by monde van sy heilige profete gepraat het. Ons lees dit tot sover. Hier is 'n baie mooi en 'n dinamiese teksgedeelte. Nou ek is seker hoe wyd dit bekend is of gebruik word nie. In die Weskaap is dit mos hulle eie tipe van spreekstaal en idiome en uitdrukkings en die tipe goed wat dikwels baie vermaak en mooi is om na te luister.
Nou een van hierdie uitdrukkings wat ek dink nogal eie is aan die Weskaap is, jy sit my in die oog. Ken julle die uitdrukking? Nee, okay. Nou kom ek verduidelik vir julle, wat beteken dit om in die oog gesit te word? Dit beteken as, soos wat mense in Engels sal sê, jy word in die spotlight geplaas. Weet, al die oë is op jou. Jy, as jy nou iemand sê, amper is dat hulle die mikrofoon so onder jou neus druk en sê, wat dink jy hiervan? Weet, dis nou 'n tipiese voorbeeld van om in die oog gesit te word. En dikwels is dit 'n gevoel van dat jy verleë staan. Jy weet, jy hap half na jou woorde, jy weet nie wat om te sê nie, jy is ongemaklik, dit is al die ligte. Marie het my gister so deur die saal en al die fasiliteite gewys en toe sien ek hierdie verskriklike spreiligte, nee, spotlights, wat is dit, 'n soeklig wat in die saal is. So dit is, as 'n mens op die verhoog moet kom staan en ewe skielik gaan hierdie ligte op jou aan en almal kyk vir jou en jy is nou die senter van almal se oë. Dit is om aan die oog gesit te word. Ek dink meer mense hou daarvan. Wie is enige iemand wat hou daarvan om aan die oog gesit te word? Verstaan julle al wat die begrip nou beteken? Okay, lyk my niemand hou daarvan nie. Nou ons lewe in 'n tyd van opinies, wat mense baie opinies het. En dit is belangrik om die opinie te kan huldig. En dat opinies nie meer net iets is wat jy lekker rustig om 'n braaivleisvuur met die tang sê, wat dink jy hiervan en wat dink jy daar? Net 'n tipe van 'n sosiale gesprek, informeel en weet almal is geregtig op hulle eie opinie. Deesdae word opinies geprofessionaliseer. Daar's selfs 'n woord daarvoor wat die jong mense gebruik, hulle praat van influencers. Weet, dis iemand wat 'n opinie huldig en wat dit verkondig en wat mense dan wil oortuig van 'n bepaalde uitkyk of 'n opinie, 'n influencer. En ons onthou wat was dit verlede jaar, Charlie Kirk wat vermoor is. Nou, hy was 'n influencer. En die mens kan sien dat jou opinie deesdae so swaar kan weeg dat dit lewensgevaarlik kan wees. Jy kan sien die verskil tussen om 'n braaivleisvuur te kan sê ek dink so en ek dink so, teenoor om jou opinie te verkondig op so 'n manier dat dit 'n saak van jou lewe op die spel plaas vir dit waarin jy glo. Nou hoewel dit 'n bietjie sy gedaante verander het hoe ons opinies huldig, is hierdie ding van dat opinies ernstig opgeneem word nie 'n nuwe ding nie. Veral nie in 'n demokratiese bestel nie. Want om 'n invloed uit te oefen of 'n influencer te wees en mense te kan beïnvloed, beteken dit dat jy die oorvloed of die gewilde siening kan hê en dat daar hierdie partyskappe het. Dit is hoekom ons partye het. Weet, hierdie party probeer al hulle vermoë om mense te beïnvloed om saam met hulle te stem, want hulle weet dat jou opinie is mag. Dit bepaal wie gaan die oorwegende regerder of regering stem wees en wat gaan bepaal wat gaan gebeur. Ons teksgedeelte van vandag is hierdie spel van opinies baie duidelik. Dit begin om in die oog gesit te word en ons kom agter dat daar's twee gedeeltes in hierdie teks. Die een gedeelte gaan oor om in die oog te wees van hierdie man wat siek is, maar dan gaan dit ook dat die fokus half skuif of die soeklig skuif na die gesprek binne in die tempelterrein waar Petrus en Johannes met die Israeliete praat en daar dinamika gebeur. Maar kom ons kyk dit eers na hierdie man, hierdie verlamde man, wat in die soeklig, in die spotlight, in die oog geplaas word. En dit is eintlik al wat hy ken, van geboorte af. Want mense is geneig om te kyk na mense wat verlam is.
Daar's hierdie snaakse dinamika van om dit op te let en dan te maak asof jy dit oplet nie. Weet, half te wil verby te stap en te ignoreer en te vermy, want dit is vreemd. Maar jou oog vang dadelik altyd op en daarom lees 'n mens later dat hierdie Israeliete hom herken het, want mens kan nie anders as om iemand wat anders is te sien en van notisie te neem nie. Ek dink daar's baie mense wat jy verbystap op 'n daaglikse basis, maar daar's sekere mense wat so anders is dat jy kan nie anders as om hulle op te let nie. En die familie van hierdie man bring hom dan ook elke dag en sit hom daar by die tempelpoort neer wat om te sorg dat hy in die oog bly sodat hy kan vra vir almoses. Maar dit is die enigste manier hoe hy 'n lewe kan maak en kan oorleef. Baie tragies. Maar hierdie man, dis al wat hy ken. Dan lees ons dat Petrus en Johannes, as hy hulle roep, dan kyk hulle stip na hom. Baie mense sien hom dalk en kyk na hom, maar om stip te kyk beteken jy gee aandag. Jy plaas jou fokus op die behoeftes, op die nood, op hierdie persoon self. Nie as 'n randfiguur nie, nie as iemand wat jy by verbystap nie, maar vir iemand wat jy raak sien. En dan sê Petrus en Johannes, kyk na ons. Dat daar hierdie wederwysige ontmoeting is, hierdie plek waar oë mekaar vind, waar is 'n heilige ontmoetingsruimte waar daar iets gebeur. Kyk na ons. En dan nadat Petrus en Johannes hom gesond gemaak het en hy agterkom dat hy genees is, gaan hy saam met hulle in die tempel in die tempel howe in en dans hy en hy spring en mense let op en hulle, wat gaan aan met hierdie man? Hy gee nie om in die oog te wees nie. Hy gee nie om dat mense kyk nie. Hy gee nie om dat mense vra nie. Nou, ek het 2 tienerseuns. Ek sien hier is ook 'n paar jong manne en meisies. Nou, ek weet nie of julle ook so is nie, maar vir my is die grootste les wat hulle vir my probeer leer is, moet ons nie in die oog sit nie. Moenie uitstaan nie. Moenie ons skaam maak of verleë maak nie. Weet jy moet leer, dis 'n kuns wat tieners vir jou wil leer is om jy moet inblend, jy moet inpas. Mense moenie vir jou oplet nie. Jy moet lyk soos almal, weet. Dit is die norm. En dan vergeet hulle hoe hulle ons in die oë gesit het toe hulle klein was. Dansies in die OK en allerlei goeters. Ek herinner hulle graag daaraan. Maar hierdie man, hierdie verlamde man, gee nie om dat almal dink, dit is ongehoord, hulle is seker asof die Israeliete so oor hulle brilletjies kyk, en sê, dit is nie hoe jy jouself gedra aan die kerk nie. Jy moet jou stemme gedra, jy moet kom sit en bly stil, en weet, hierdie man gee nie om dat almal vir hom kyk nie. Hoekom? Want die eenvoudige waarheid is, hy was lam, hy was buite die poort, hy was 'n randfiguur, hy het vir almoses gevra, hy het gebedel, maar nou is hy gesond. Sy hele lewe verander. Die waarheid is, dat hy vryheid ervaar, 'n nuwe lewe ontvang het. Ek dink julle sal met my saamstem, dis fair enough. Ek kan heeltemal verstaan dat hierdie man nie 'n duit omgegee het oor wie wat dink of sê of kyk of wat ook al hulle wil doen nie. Hulle kan maar doen wat hulle wil. Vir hom is die waarheid. Ek kan nie anders nie. So die soeklig was nou, die spotlight was vir 'n oomblik op hierdie man gewees, maar dan draai al die gesigte hierdie Israeliete, toe hulle nou besef wat gebeur, dat dit fair enough is dat hierdie man nou so opgewonde is en homself te buite gaan, draai die aandag na Petrus en Johannes, is die oog nou op hom, op hulle twee. En wil hulle weet, wat is hierdie waarheid?
Waar kom dit vandaan? Hoe het dit gebeur? Dit is amper soos verslaggewers vandag, weet as mens sien partykeer op die televisie, as daar iewers iets gebeur, hoe hulle afstorm met hulle mikrofone en hulle kameras en hulle ligte, dis so, word gepak en dan wil hulle weet. En jy wil eers weet, wat is die waarheid? Wat is die storie hier? En dit is hoekom die lig nou op Johannes en op Petrus is. Hoe hanteer hulle dit? Johannes en Petrus. Dit is interessant dat hierdie twee manne nie die shine, as men maar die woord kan gebruik, van die tieners, ek noem tienerseuns, hulle gee nie om die shine te vang nie. Daar's ek dink ook iets wat redelik modern is, op grond van die media en die internet en al hierdie goeders, en dit is celebritism. Dat almal wil 'n celebrity wees. Almal wil bekend en beroemd en bekwam en hulle wil die oë op hulle hê. Celebrities, hulle hou van die spotlight, hulle hou van die rooi tapuit, hulle hou van die paparazzi en die kameras en die fotos en al hierdie goed. En die mens kry dit ook in die kerk, né? Kerke wat floreer op wanneer die soeklig, die spotlight op hulle geplaas word. Die beste van dit en die beste dat en is amper hierdie kompetisie. Maar Johannes en Petrus doen nie dit nie. Hulle soek nie die soeklig nie. Die spotlight op hulle nie. Hulle is eintlik soos 'n spieël en hulle reflekteer hierdie aandag, hierdie flitsende ligte en hulle reflekteer dit na Jesus. Hulle sê, dis nie ons eie heiligheid of ons eie vroomheid of ons eie oulikheid wat hierdie man gesond gemaak het nie. Dis nie ons nie. Dis nie ons wat oulik is nie. Dit soos Johannes die Doper. Toe almal stroom na Johannes die Doper, hy's gewild, hy's populêr, hy's die ou in sy tyd. Maar wanneer Jesus dan afkom om gedoop te word, dan sê hy daar is die lam. Hy reflekteer dit weg van homself af en dan sê hy ek is dit nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Dis wat Petrus en Johannes hier doen. Sê moenie vir ons kyk nie. Moenie die lig op ons skyn nie. Dis nie ek nie, dis nie ons nie. Dis in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Kyk na hom. Die rede hoekom Johannes en Petrus dit dan ook doen, is dat hulle ook maar gewone mense is, soos ek en jy. Hulle was ook maar net vissers van beroep, eenvoudige gewone mense, maar God het hulle lewe ook verander, aangeraak, hulle geroep, hulle toegerus en hulle gestuur om deel te wees van 'n missie wat groter is as hulle sin en wat nie hulle sin is nie, maar die Here sin. Jesus se missie. Hy is die waarheid. En dan draai die toneel vir 'n oomblik weer. Ons het nou die soeklig gehad op die man, ons het die soeklig gehad op Petrus en Johannes, maar dan draai Johannes en Petrus die soeklig om na die Israeliete toe self. En hy sit hulle vir 'n oomblik in die oog. En dit is 'n interessante proses, hoe hulle dan vir hulle vra. Wanneer besef julle dan wie Jesus is? Wanneer erken julle dan vir Jesus as die influencer, as die opinie, as die enigste waarheid wat werklik saak maak? Maar dit is nie net influence om 'n gewilde opinie te hê nie, dit is om die waarheid te ken, Jesus as die weg, die waarheid en die lewe. En hy sê vir hulle, in plaas van dat julle vir hom die rooi tapuit uitgerol het, het julle vir hom die bebloede pad van Golgotha laat loop. In plaas van dat julle lofkrete toegejuig het, het julle uitgeroep, kruisig hom, kruisig hom.
In plaas van dat julle daar gestaan het om handtekeninge te vra, of ten minste, weet, het julle vir hom geeselhoue uitgedeel. En dan vra Petrus en Johannes, hoekom? En dis hier die vraag wat die soeklig op hulle sit, want nou is hulle in die spotlight, hulle is nou in die oog. Nou moet julle antwoord, nou moet julle kan redeneer of kan verdedig, julle self kan verdedig. En dan gaan Petrus verder en hy stapel dit op, amper soos wanneer daai ligte in die saal, daar's 4 groot sterk ligte, ek kan myself voorstel hoe helder daai lig moet 'n kol gooi in die middel van die verhoog. En dan stapel hy die identiteit van Jesus op. Hy noem die Christus, alles in hierdie teksgedeelte, die dienskneg van God, wat die Vader, die God van Abraham, Isak en Jakob, het hom die dienskneg gemaak. Die heilige, die regverdige, die leidsman, die Here self, die profete wat hom verkondig het, is amper soos hierdie een lig na die ander wat almal gegooi word op Jesus. Hy is die lig, hy is in die middel van alles. En dan kom Petrus op 'n manier tot hulle redding. Hy sê, ek weet, is nou alles baie. Die waarheid is baie. Dis gewigtig. En hy sê, kom ons aanvaar dat julle dit alles gedoen het uit onkunde. Dat julle nie lekker geweet het nie, nie lekker verstaan het nie, nie lekker die kloutjie by die oortjie uitgebring het nie. Julle, kom ons sê dit was onkunde gewees. Maar dan vra hy die groot belangrike vraag, maar nou? Wat sê julle nou? Nou dat julle sien dat hierdie man hier rondspring en dans in die naam van Jesus Christus. Wat nou? En dan is die boodskap duidelik van Petrus, as hy sê, dit is nou die tyd. Bekeer julle. Bekeer julle en draai terug. Draai en herken dat Jesus die Here is. Fokus julle aandag op daar waar die lig skyn. Waar julle sien dit so helder skyn uit al hierdie perspektiewe uit. Moet dit nie verder ontken nie. Herken hom. En dan is daar 3 gevolge wat hulle sê wat so mooi is, sodat julle sondes vergewe kan word. Almal van ons, dit is ons het nodig om 'n verlosser te hê van ons sondes, sodat julle tye van verkoking, ek weet nie van wie van julle ook moeg raak en uitgeput en voel asof die wêreld net al hoe swaarder druk en laste en bekommernisse en jy weet nie waar in die wêreld gaan nie, maar dat die Here vir ons kan dit kom omdraai in tye van verkoking, van verligting, van is okay. Want die Here het opgestaan, hy is leef, hy is die Here. Ons kan ons van binne af 'n innerlike, 'n geestelike verkoking en 'n verlusting in lewe en dit in oorvloed kan ons ervaar omdat ons weet dat Jesus is wie hy is, dat hy die waarheid is. En die laaste ding is dat die Here op 'n pad is, besig is om steeds te herstel. Ons teksgedeelte stel hierdie 2 goed op 'n manier te mekaar op. Aan die een kant 'n man wat verlam was, wat gesond gemaak is. 'n Wonderwerk in die naam van Jesus Christus. 'n Fisiese genesing. Waaroor almal hoe en ha. Maar Petrus sê, weet julle wat, dit gaan eintlik oor iets meer en oor iets dieper as oor Jesus as 'n wonderwerker. Dit gaan oor die genesing van alles. Dit gaan oor 'n geestelike genesing. Dit gaan oor om Jesus te herken, oor iets wat hier binne in ons gebeur en ons te keer en te rig op die weg, die waarheid, die lewe, Jesus Christus. Soos wat Petrus en Johannes hierdie man, hierdie verlamde gegryp het aan die hand en gesê het, kom ek help jou op. So wil die teksgedeelte vir ons sê, laat die Here toe
om 'n greep op jou lewe te kry, dat hy jou kan optel, jou sondes kan vergewe, vir jou kan verkoop en dat hy vir jou kan genees. Die wêreld, alles kan genees. Geestelik, innerlik. En met hierdie spanningsvolle oomblik waar die soeklig nou op hierdie keuse en besluit is. En ek vermoed dat hierdie Israeliete op die punt was om te sê ja. En op daardie punt, daardie oomblik wat hulle eintlik in 'n hoek gedryf is, hulle het nie meer 'n uitkomskans nie, hulle het nie meer 'n verskoning nie, hulle het nie meer iets om te sê dit is uit onkunde uit nie. Wat hulle arm so wil uitsteek na Jesus toe. Begin die volgende hoofstuk en daag die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag, die Sadduseërs, daag hulle daarop. En begin hulle om hierdie Israeliete wat nou op daai punt was, te intimideer. Sê, wat gaan hier aan? Want dit is 'n preek vir 'n ander dag. Julle het 'n akroniem lees wat pragtig is. Behalwe natuurlik vir die welkom tuis. En dit kom uit Micha 6 vers 8. Julle ken dit seker uit julle kop uit, amper. Maar die gedagte van bedagsaam. Die Here verlang van ons dat ons moet bedagsaam wees. En die tweede letter van hierdie akroniem is die E, wat staan vir evangeliseer. Hierdie teks van vandag val in daardie skopus, in daardie akroniem, in daardie deel van hoe is ons as gemeente bedagsaam deurdat ons 'n hart het om te evangeliseer, dat ons 'n hart het om die boodskap van wie Christus is, hierdie lig te plaas en te skyn in die omgewing, in Lydenburg, Mashishing en verder. Dis wie ons is, dis ons identiteit. En hierdie evangeliseer, as ek so vinnig kan blaai na wat ons in hierdie teksgedeelte ontdek het, wat dit vir ons wil leer, is die eerste ding is, moenie bang wees vir die lig nie. Moenie bang wees dat die lig op jou skyn nie. As ons as kerk, ons moenie bang wees dat mense vir ons oplet om te sien, soos hierdie man wat daar in die tempel ingegaan het en gedans het, nie geskroom het, nie bang was en nie wou inblend nie, want dit is 'n groot gevaar vandag, ook vir die kerk, is dat ons later so lyk soos die wêreld, so nie anders lyk nie, omdat ons bang is vir die spotlight, om in die oë geplaas te word. Die eerste ding is, moenie bang wees as kerk, as Christen, as kind van die Here, om in die oog geplaas te word nie. Die tweede ding is, moenie in die versoeking kom, dat hierdie lig op jou bly skyn nie, maar wees die spieël wat dit heen wys na hom wat uiteindelik dit toekom. Die lig, die waarheid in die lewe, Jesus Christus. Reflekteer die lig, altyd na hom. Moenie maak asof hierdie kerk, of jy as gelowige, of jy, of enigiets, dat die aandag, moenie aandag vra te word, en sê, dit is lekker as mense praat van wie ek is, of hoe oulik ek is, en wat 'n wonderlike Christen, of wat 'n wonderlike kerk, of wat 'n wonderlike wat ook al is nie. Daar is 'n een wat wonderlik is, en dis Jesus Christus. Ons is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Dis die tweede punt. Derde punt is, moenie skroom om die geleentheid te gebruik om 'n influencer te wees nie. Never mind Charlie Kirk. Die kerk is die influencers van wat die Here geroep het om vir ons as agente in die wêreld aan te stel. Met 'n boodskap. 'n Boodskap van sien, herken hom, bekeer julle, sodat julle verkoeking, vergifnis van versondes en heling, gesondheid kan ontvang. En dan as mens so net vir begin van die volgende hoofstuk kan sê, moenie toelaat dat enige iets of iemand jou intimideer
om dit nie te doen nie. Liewe broers en susters, gemeente van Lydenburg Suid, die Here roep julle om bedag te wees, bedagsaam. Die Here roep julle om te evangeliseer, om die lig van Christus te laat skyn. Mag die Here julle daartoe seën. Mag die Here sy lig op julle laat skyn, op julle lewenspad. Mag die Here julle seën. Maar bo alles mag die Here die krag van die evangelie en die boodskap op julle lippe, mag dit skyn hier en in julle omgewing elke dag tot eer van sy naam. Amen. Kom ons bid saam en dan gaan ons 'n loflied doen. Here, dankie. Dankie dat ons vandag net weer dit kan vashou, dat U ons roep om bedagsaam te wees. En dat een van hierdie bene van bedagsaamheid is om die evangelie te skyn, dat ons nie moet of kan of mag bang wees vir die soeklig op ons nie. Maar Here, dat hierdie lig nie op ons skyn nie, dat ons dit kan reflekteer op U as die middelpunt van al die lig. U is die lig. En daarom wil ons U loof en aanbid. Daarom wil ons die ganse skepping oproep om tot U te rig, hulle te bekeer en ons fokus en ons aandag en ons gehoorsaamheid en ons gewilligheid om U na te volg. Maak ons daarom ook nederig, beskeie. Here, dankie dat ons vanoggend net weer die ou tyding, dit kon nie net hoor nie, maar kon ontvang. Dat U woord ons kan inspireer. Dat Johannes en Petrus se getuienis ook ons getuienis is. Dat die man wat daar, wie se lewe verander is, wat eers krippel was, maar wat nou dans en jubel en juig en spring in die mooi poort binne gegaan het. Here, mag ons ook mense nooi om in te kom, binne te kom, in lof, aanbidding, erkenning, dat U die Messias is. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Amen.